Richmond is 'n Karoo dorp nie te ver van Koelsberg af nie. Dit lê langs die N1 wat dit 'n ideale oornagplek maak vir reisigers. Maar as jy van boeke hou, is hier goeie rede om langer te bly. Richmond is baie sentraal. 3,5 ure Port Elizabeth toe, 3 ure Bloemfontein, 3 ure Kimberley, 5,5 Kaapstad en 7 ure Johannesburg. Baie mense wat al hier verbygekom en op die ingewing van die oomblik ingedraai het rede gekry om 'n rukkie hier vas te hak tussen die interessante winkeltjies. En nou is hier nog meer rede om langer te bly. Sover bekend is Richmond die enigste boekedorp op die Afrika-kontinent. Daar is minder as 30 wêreldwyd. 'n Kenner op die gebied van boekedorpe is Darryl Earl David wat sy doktorsgraad oor die onderwerp gedoen het. Ik was bezig met navorsing oor literaire toerisme. En ik heb net toevallig die woord boek op Google getikt. En toen kwam daar die woord Booktown. En je weet, van daardie oomblik af het ik geweet. Voor de rest van mijn leven was dit mijn project. Darryl is 'n dosent in Afrikaans by die Universiteit van KwaZulu-Natal. Net soos sy vriende John Donaldson en Peter Baker, het hy Richmond ontdek en van die plek gehou. Al drie van hulle het boekwinkels op die dorp oopgemaak, wat in verskillende tipes boeke spesialiseer. My boekwinkel is 'n baie klein een en die naam van my boekwinkel waarop ek baie trots is The Book Orphanage, vir al Afrikaanse boeke. En dan die koffietafelboeke. En ik denk dat is een markt waarvan baie mensen hou, maar het is niet een markt waar je boeken bij dier is nie. Het is niet Afrikaner of Rhodesianer of zoiets niet. En al bestaan sy hele boekwinkel net uit een klein kamertjie, is die fokus duidelik op die leser wat hier tyd wil bestee. In Hoofstraat is hier 6 boekwinkels. Hierdie 4 behoort almal aan John Donaldson en elkeen het sy eie tema. Die flagship is die gebou wat ons nou insit. Dit is gesetel in die huis van lig en skaduwee. Die boekwinkel se naam is Richmond Books and Prints en hierso is daar 'n groot kolleksie Afrikaner boeke, geskiedenis, natuurkunde, botanie, voëls, wildlewe etc. Reg langsaan is Diesel and Dust wat konsentreer op literêre werke, musiek, kreatiewe en performing arts. Langsom is die Springbokhuis wat net op sport konsentreer, daar's net sportboeke in en die idee is om dit uit te brei as 'n klein museumpie, sportmuseum. Hy is nog besig om al die sportmemorabilia wat hy deur die jare bymekaar gemaak het in 'n uitstalling te organiseer. En reg langsom is 'n boekson City Loop Street wat net in fiksie spesialiseer, net Engelse fiksie. Hoe het jy betrokke geraak by Richmond? Ek het een keer verdwaald toe Kaap toe gery, het ek laat in die aand geslaap en die volgende oggend wakker geword en van die dorp gehou en toe baie meer gereeld hier kom oornag en dis maar hoe dit begin het. Om te kwalifiseer as 'n boekedorp moet daar 'n paar winkels wees wat waardevolle tweedehandse boeke van die hand sit. En dis nie die enigste manier hoe die dorpsmense by die wêreld van boeke betrokke is nie. My groot passie op die oomblik is 'n skrywershuis vir Richmond. Hier sal skrywers dan kan tyd bestee aan kreatiewe skryfwerk en so sorg dat splinternuwe boeke by die versamelings gevoeg kan word. Peter Baker se winkel is propvol boeke en ander interessanthede. Hy het op 'n klein dorpie in Kanada groot geword en is deesdae 'n veearts in Johannesburg. So 5 jaar gelede het hy hier huis gekoop sonder om dit eers te sien, omdat hy van die mense gehou het. Dit het hom op daardie stadium minder as 'n tweedehandse motor gekos. Hy sê in die stad word 'n mens gou oud, maar nie hier nie. Vir Darryl is die boeke op die dorp meer as net 'n wonderlike tydverdryf. Hy wil graag hê dat mense dit as 'n belegging begin sien. Ek vind 'n magdom en 'n rykdom van boeke in die Karoo en die mense besef nie die waarde nie. Hierdie boek word beskou as 'n klassieke werk in Suid-Afrikaanse koskuns. Hy's baie rar. Sover ek weet is daar minder as 'n halfdosyn van hulle op boekrakke in Suid-Afrika. Diary of a Cape Housekeeper was in 1902 gepubliseer. En as jy miskien 'n kopie van hierdie elders het in 'n goeie toestand, kan jy omtrent R2000 vir hom kry. Dis moeilik om hier in te stap en nie meegevoer te raak deur die groot verskeidenheid op die rakke nie. Hier hoef jy nie haastig te wees nie. Dit gebeur gereeld, mense kom en dan spandeer hulle hele dag in die winkels.
En ons gee hulle gratis koffie, net om hulle aan die gang te hou en hulle waardeer dit en hulle kom gewoonlik weer terug. Het is moeilijk om te sê hoeveel boeke hier op die dorp is, maar het is plus minus 100.000. So dit is geen wonder nie dat hier 1 keer 'n jaar 'n boekefees gehou word. Dit gebeur in Oktober en staan bekend as Boekbetoner. Die fees is verlede jaar die eerste keer gehou en die bywoningssyfers het John hulle se verwagtinge oortref. Daar's boekbekendstellings gewees, sprekers, literêre kritici het kom praat. Ek wil hê dat hierdie literêre fees nie so groot soos die ander literêre feeste moet word nie. Soos een van die skrywers gesê het, as jy in die Karoo woon, moet jy leer om klein te wees. Dis 'n oorlewingsstrategie. Die Richmond Supper Club is een van die besondere kuierplekke op die dorp vir heerlike kos, vermaak en boeke. In die Gentleman's Smoking Room mag jy boeke van die raf afhaal en lees, maar dis nie te koop nie. Heelwat dinge het op die dorpie verander sedert die nuwe inkomelinge hier betrokke geraak het, maar dit lyk of dit goed ontvang word. Richmond is maar 'n baie klein gemeenskap, daar is omtrent 60 boere in die distrik. So dit was eksklusief nog altyd net 'n boerderygemeenskap geweest, maar nou het 'n nuwe dimensie gekry en die plaaslike mense waardeer dit en hulle ondersteun ons. Dit wou van 'n skaapdorpie na 'n boekdorpie verander.